Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Ons almal het 'n verlede. 'n Verlede wat gevul is met seer wat ander ons aangedoen het. Foute wat ons gemaak het en selfs dinge wat 'n mens nie eens openlik oor wil praat nie. Maar wat maak 'n mens met al hierdie dinge? Daar is net twee dinge wat jy met jou verlede kan doen. Jy kan kies om op jou verlede te fokus, of jy kan kies om aan te beweeg. As jy vergifnis nodig het, vra God daarvoor. Ontvang dit deur geloof en leer dan uit jou foute uit en probeer om volgende keer beter te doen. Paulus skryf in Filippense 3 vers 13 en 14: Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Voordat Paulus sy lewe vir Christus gegee het, het hy gereeld Christene vervolg en tereggestel. Maar ten spyte van so 'n verskriklike verlede, sê hy, een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Wanneer jy 'n fout gemaak het en gesondig het, is dit nie God se wil dat jy in permanente skuldgevoel moet leef nie. Hoekom nie? Omdat God vir jou vergifnis beskikbaar stel. So of jy nou 20 jaar of 20 minute gelede gesondig het, daar is niks wat jy daaraan kan doen nie, behalwe om God om vergifnis te vra, dit te ontvang, agter jou te sit en aan te beweeg. Onthou, om vandag se seëninge te kan vasgryp, moet jy bereid wees om gister se foute te laat gaan. Wanneer jy leer om dit reg te kry, sal jy die lewe geniet soos wat God vir jou bedoel het. Here, dis so maklik om vas te haak in die verlede, in dit wat kon gewees het. Vergewe my asseblief vir die dinge wat ek gedoen het wat U seer gemaak het. Help my om U vergifnis te aanvaar, sodat ek die spyt en skuldgevoelens kan afskud wat my verhinder om vorentoe te beweeg. In Jesus naam bid ek dit. Amen.